Goeiemôre almal. Ek was nou so lanklaas hier dat ek skoon sukkel om alles aan die gang te kry. Dis heerlik om almal van julle hier te sien. Lidmate, hier is ook besoekers, baie welkom. Ek hoop dat ons met hierdie gesindheid die jaar kan begin net voluit en dat ons in diens van die Here en voor die Here sal lewe ook as gemeente. Ons gaan saam met mekaar sing lied 509. Voor ons dit sing, so julle hoor, Daniel het 'n klomp melodieë gespeel. 'n Wonderlike mooi ding by die synode, soos nou in die preekboek noem het gebeur, so ons nog 5 nuwe liedere goedgekeur. So is nie liedere wat uit die liedboek uit oorgeneem het, nie, ouens het gaan sit en skryf, onder andere 2 oor die werking van die Heilige Gees, waar ek baie opgewonde is. Ons sal in met tyd dit oefen en saam mekaar leer sing. Ek moet ook gee dat elkeen van julle daarna kan kyk. Maar dit is opgewonde so. Daniel gaan so elke keer sy hier is bietjie van die melodie speel, dat hulle in ons ore en in ons gemoed kan sit, sodat wanneer ons begin sing, dit vir ons makliker is. Kom ons begin, en ons sing saam mekaar lied 509. Baie bekende lied. Ek dink terwyl dit in die wêreld maar woes gaan, en die natuur sy spiere bult, pragtig groen hier by ons, en sopnat in Suid-Afrika groot dele, op berge en in dale. Oor ons daar waar jy gery die vakansie, daar waar jy rustig was en daar waar jy dalk hard gewerk het, daar was en is die Here. Van ons studente wat terug gaan Potchefstroom en ander plekke, daar is die Here. So kom ons sing hartlik hiervan, vers 1 en vers 3. Alles soop die diere. Ek weet nie of julle van die video's gesien het daar in die vloede, hoe die veral die olifante sorg vir hulle kleintjies, kleintjies red en sovoorts. Alles is die Here gemaak en alles loof sy naam. So kom ons sing dit hartlik saam. Ons dink aan wat vroeër gebeur het, lang gelede. Hy is God. Daar is geen ander nie. Hy is God. Daar is niemand soos hy nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle. God seën julle en hy verskyn tot julle redding. Kom ons loof die Here, ons sing saam Psalm 8. Waar ons gaan daarvan sing die tweede omdigting, Psalm 8, vers 1, 3 en 4. In hierdie psalm sing ons ook weer oor die skepping van die Here. Dit is heerlik as mense so rondry en ons sien hoe die Here voorsien en versorg, maar dan ook hoe hy ons gemaak het, ons aandeel in hierdie skepping. So kom ons sing Psalm 8, 2, vers 1, 3 en 4. Kom ons staan.
nou so staan, gaan ons geloofbelijdenis ook sing. Ons doen dit met Skrifbring 12:3, enigste Here, enkele wese. Dink mooi aan die woorde wat jy hier sing, en wat jy hier verklaar, as sê, veral in vers 2, U is onbegryplik en U is onsienlik, maar U is altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alles wat goed is. Kom ons bely dit hartlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vanoggend bymekaar is, dank ons U vir ons gesamentlike dienste, die vakansie. Ons dank U vir elke geleentheid daar waar ons was, om saam met gemeentes te vergader, U woord te kon hoor, te kon aanbid. Ons dank U, Here, vir elkeen wat veilig terug is. En ons dank U dat hierdie jaar se voorspoed nie afhang van nuwejaarsvoornemens en van wêreldse goed nie. Maar dit 'n nuwe jaar is omdat U ons harte verander, omdat U ons gryp en stuur en beweeg. Dit is ons gebed, Here, dat ons as gemeente, saam met mekaar en individueel, U sal sien, U sal hoor, U sal gehoorsaam. Dat ons sal onthou, ons groot opdrag is om van U te praat. Is om te vertel wat dit is wat U in ons doen. Dis nie in die eerste plek kennis nie, dis nie in die eerste plek om 'n klomp goed te doen nie. Maar dis om U so intiem te ken, dat ons kan vertel. Here, gee ons tog die vrymoedigheid om vir mekaar te vertel, om ons familie te vertel, ons naaste, wie U is, hoe U werk, hoe U my gered het uit die vuur, hoe U verbondsbeloftes vasstaan, dat ek terug kan dink aan my doop en kan onthou, maar U het beloof. Ons gryp aan U vas in hierdie oomblikke as gemeente. Praat met ons, lei ons, rig ons, tot eer van U naam. Amen. Ons gaan ons belydenis van sonde nou doen, ons verootmoediging. So ons gaan daarvan sing in Skrifbring 12:4, vers 1, 2 en 3.
Kom ons sit so terwyl ons dit sing. Geliefdes, julle kan julle Bybels oopmaak by Handelinge 15. Verlede week was ek saam met 230 predikante en ouderlinge in Potchefstroom in Suid-Afrika vir die algemene sinode van die gereformeerde kerke. Vreeslike naam. So 'n sinode, ek wil hierdie kinders moet ook hoor, en ons manne veral, en julle moet oordra 'n bietjie aan ons kinders, hoe werk die kerk? 'n Sinode is 'n vergadering van meer kerke. Die bedoeling is om dinge wat ons nie hier in die kerkraad of hier in Namibië met mekaar kan uitpraat nie, gaan dan na 'n meerdere vergadering, dis sy naam, is meer mense wat vergader. Hy het nie meer gesag nie, is nie een wat bo sit en die ander onder nie. Die kerk ordeneer, geen kerk mag oor 'n ander regeer nie, ook nie geen vergadering oor 'n ander vergadering nie. So as ons by mekaar kom, is dit meer koppe, nee, wat saam dink, dis eintlik die bedoeling daarvan. Nou ja, miskien het jy nou in die sosiale media gelees, in die pers, as jy ongelukkig genoeg was om hulle weergawe van die sinode te lees, van besluite wat geneem is. Onthou maar, dat die veral sosiale media en media in die algemeen is daarop gemik om sensasie te skep, nee, om groepe teen mekaar te stel. So jy moet nou nie 'n goeie storie spoil met die waarheid nie. Dit is redelik hulle filosofie. So, Facebook is onder andere nie 'n goeie plek om jou mond uit te spoel as jy nou ongelukkig is met wat jy gelees het in die pers nie. Dis maar hier gelowiges wat met mekaar praat. Dis waar ons met mekaar die dinge deel. Daar was wonderlike, mooi besluite en gebeure. Ek dink een wat ek graag wil uitlig is die baie verhoudinge wat met buitelandse kerke gesluit is. Onder andere in Suid-Korea, en as die Here wil sien het een van hulle sendelinge hierdie week wat die inwind toe bly.
'n gemeente of 'n kerkverband met 2 miljoen lidmate. Hulle stuur 2000 sendelinge uit. Skielik het ons ou klein gemeenskap hier, hulle kom soek gemeenskap met die gereformeerde kerke, met ons. Baie ander ook, so ver in Afrika, Kongo, Kenia, Dominees Jok van Suid-Sudan was weer by die synode, om vertel hoe hulle onder vervolging nog steeds vashou, ons mooi verhoudinge kon bou. Daar is 'n nuwe Bybelvertaling in Zulu, waarvoor al jare en jare gewag is, want dit was maar Europeërs wat die vorige weergawe gegee het, swak Zulu. Nou is dit Zulu in hulle eie taal, onder andere deur ons eie prof Koos van Rooi, wat nou diep in sy 90's, wat deelgeneem het aan die vertaling. Dis mooi goed. Daar is vertel oor die mooi verwikkelinge hier in Namibië, dat ons 'n synode is, dat ons van die min dele van die gemeente kerke is wat groei, waar daar meer kerke is as 2 of 3 jaar terug. Ons vertel oor ons goeie verhoudinge met die ander kerkverbande, dit wat nie in Suid-Afrika gebeur nie. Miskien het julle gehoor dat in Suid-Afrika die memorandum van samewerking teruggetrek is met die NG Kerk. Dit is hartseer, maar is belangrik. Dit is noodsaaklik. Selfs die NG Kerke hier het hulle bande met die NG Kerk Suid-Afrika of bietjie veier gemaak. Dit beteken nie ons skryf mekaar af nie. Dit beteken ons definieer die gesprekke wat ons het en ons getuienis teenoor mekaar. Dit mag hard klink, maar dis mooi. Nee, dis dissipline, dis getuienis teenoor mekaar. Daar was ook ernstige besluite geneem, 'n moeilike een dink ek, wat die kerkpers maar baie meer oor die vrou in die amp en gepraat het as wat regtig daar besluit is, en dit gegaan oor hoe maak ons as 'n kerkverband met gemeentes wat nie hou by besluite nie. Dis tog 'n belangrike ding, want wanneer ons nie by besluite hou nie, met goedsmoeds net doen wat ons wil, dan raak ons los, en raak ons eintlik maar onafhanklike kerk. Dis hoe die gesprekke moet gebeur. Dit was hard en moeilik. Daar was ook gesprekke oor die toekoms van ons teologiese studies, waar gaan predikante studeer. Harde en moeilike gesprekke. Maar daar was uitkomste. Nou wonder jy dalk, hoe raak hierdie goed ons gemeente hier in Windhoek? Hoe raak dit my as persoon? Ek verskil dalk. Stem dalk nie saam met van die besluite wat geneem is nie. Ek as individu of ek as gesin of ons as 'n groep, miskien ons as 'n gemeente. Ek stem nie saam nie. Wie is se nodig om nou vir my toe kom sê wat ek moet doen en nie mag doen nie? Vanoggend wil ek spesifiek weer kyk. Ons het 6 jaar terug het ek hierdie teks gepreek. Ons gaan weer kyk na die eerste synode. Wat het daar gebeur? Wat kan ons daaruit leer oor ons as gemeente en ons as individue se hantering van meerdere vergaderings, ons bydra tot hierdie vergaderings? Ek wil sommer nou al net sê, dis baie jammer dat daar nie 'n opvolgsynode is wat in die Bybel opgeskryf is nie. Dit sou nogals interessant gewees het om te sien, het almal toe by die besluite gehou en hoe dit uitgewerk. Maar daarvoor het ons die sendingbriewe wat Paulus dan skryf oor baie van hierdie praktiese goed waarvan ons nou gaan lees. So kom ons lees Handelinge 15. Handelinge hoofstuk 15. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wysgemaak. Kom ek sê net eers, so Jerusalem is ver. Hier waar ons nou is Antiochië. So Antiochië is ver van Jerusalem af en hoogstens waarskynlik meestal Grieks sprekende gelowiges. En dis waar Paulus en Barnabas werk. So dis bietjie net die agtergrond terwyl ons luister. So daar het toe mense van Judea afgekom en die gelowiges wysgemaak, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke raak, is daar besluit dat hulle 2 en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en die ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Gemeente, ek kan nou nie anders as om in my gees nou toe ons nou hier afry vorige Sondagoggend 4:00, die 4 van ons, die 3 van ons eerste 2 ouderlinge net van Windhoek Suid ook,
is dit presies wat ons met mekaar in die voertuig ook bespreek het, en soos ons op plekke geëet het, gepraat het, oor die dinge van die Here, ons het tot in Potch 10 die aand gepraat oor die dinge van die Here, en julle het, as gemeentes, is daar vir ons voorsien, om die reis te kon aanpak ook, dis hoekom ek 'n traktament kry, dis presies soos wat hier so staan, daar is voorsien sodat dit kon gebeur. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God, wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel, deur op die nek van die gelowiges uit die heidene nasies 'n juk te lê, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie. Nee, ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene nasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus, broers, luister na my. Simon, en dan Simon is nou Petrus, nie? Het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde, daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense, hoor mooi wat staan hier, sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidene nasies wat ek geroep het, om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend. Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skryf om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein. Dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwrig is moet eet nie, en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees. Daarna die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het. Hulle het die volgende brief saamgestuur. Van die apostels en die ouderlinge, julle broers aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië, Cilicië, groete. Ons het gehoor dat daar mense van ons afgekom het, wat julle verwar en ontstel het, die dinge te sê, waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. Daarom het ons eenparig besluit, om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas ook, om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie, en ook geen dier wat verwrig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete. Die afgevaardigdes het afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Judas en Silas, wat self ook profete was,
het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. Dit is die woord van die Here. So, hoe kan volgelinge van Jesus, ek en jy, disippels van Jesus, 'n voorbeeld stel oor hoe ons moeilike sake en verskille hanteer, met die doel dat God nog steeds die eer kry? Deur die eeue het die kerk probeer om 'n ordelike maniere daar te stel van hoe onderling met mekaar verskil kan word en hoe ons dit hanteer. Dit het daartoe bygedra onder andere dat die belydenisskrifte in eerste plek geskryf is en 'n kerkorde. Daar is orderreëlings onder ons om te help dat volgelinge van Christus sake wat vir hulle moeilik is op die regte manier hanteer en dat hulle steeds by hulle belydenis bly. Orde is nie verkeerd nie. Mens hoor soms dat mense sê, julle is so verskriklik ordelik, die Heilige Gees het geen plek nie. Nee, orde is nie verkeerd nie. En dit is so, baie mense sê, ek hoor baie keer vir ons ouer mense sê, God is 'n God van orde, so van orde, nie jou orde nie, sy orde. Dit is belangrik. God is 'n God van orde, kyk na die skepping, dis dinamies, bome staan nie in rye nie, dis 'n bos, 'n woud, maar hulle staan ook nie op hulle koppe nie, wortels is nie bo en blare onder die grond nie, daar is orde in die skepping. Maar dit is altyd 'n orde wat moet voortvloei uit God se liefdeverhouding met ons. Dit is nie iets wat buite God se liefde staan. 'n Mens moet dus in die kerk, ons as gelowiges moet versigtig wees dat 'n ordepad nie skielik die liefdespad verdring nie. Dis 'n menslike fout wat maklik inslip. So terug by ons teks, as Barnabas en Paulus na Antiochië terugkeer en vertel van die wonderlike dinge wat God doen en gedoen het tydens hulle eerste sendingreis, dan kom daar 'n krapperigheid. Hier is die gelowiges uit Jerusalem, Judea, en hulle kom met 'n ernstige voorwaarde vir red, deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Nou kom Joodse gelowiges uit Judea, Jerusalem, en hulle kom sê vir Griekse gelowiges in Antiochië wat reg en verkeerd is. Julle mag dit doen en nie dit doen. Hulle meen hierdie Griekse gelowiges moet eers soos hulle word. Hulle is immers die oorspronklike volk van God, word soos ons, naamlik besny julle voordat julle gered kan word. In kort beteken die besnydenis dat 'n man se eie bloed die teken is dat hy aan God behoort. Dis die teken van sy redding. En natuurlik dan sy huisgesin wat onder hom val, nee. Maar sy bloed moet die teken wees van redding. Natuurlik het hier nou 'n lekker warm meningsverskil plaasgevind oor gebruike en ordereëlings. Julle doen so, ons doen nie so nie. En die vraag is, wie se bloed is dan nou die belangrikste? Wie se bloed het die krag om skoon te was? Is dit dan nou my bloed of Christus se bloed? Is dit nie waar dit gaan nie? Het al hierdie dinge nie na Christus gewys nie? Watter teken is belangriker? En aan wie se lyf? Slim besluit die gemeente van Antiochië toe, ons het nog koppe nodig, ons het nog mense nodig om hier saam oor te dink, en hulle gaan dan Jerusalem toe met hierdie vraagstuk oor maniere van doen. Vers 3 gee eintlik vir ons 'n mooi perspektief dat Paulus en Barnabas en hierdie ouderlinge wat saamgegaan het,
Sy fokus nie op die vergadering was nie, maar op die getuienis wat hulle saamvat. Hoor mooi hoe omgebeur het. Hulle gaan nie vergadering toe om te gaan hoor wat mag hulle doen nie. Hulle gaan vergadering toe met wat die Here onder hulle doen. Dis wat ons hoor hulle oor praat. Daar's nog hulle verskil. Net soos die Heilige Gees toe hy uitgestort is, het die mense onthou, hulle vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Presies dieselfde doen hulle hier. Hulle weet dus as gemeente wat is hulle identiteit, wat die Here en die Heilige Gees het dit bevestig. En so getuig hulle dan, sommer daar as hulle mekaar groet, daar in Jerusalem, hulle vertel wat God deur hulle gedoen het. En tog is daar 'n maar. Nie ons hoor wat julle sê, maar julle maak nie soos ons nie. Ons is lief vir die Here, en ons maak so, en julle maak nie so nie. So ons wonder of julle lief is vir die Here. So hierdie dinge wat God gedoen het onder julle, kan volgens dan 'n klomp Joodse Christene, wat vroeër Fariseërs was, net waarde hê, as hierdie bekeerlinge, hulle self ook besny en die wet van Moses onderhou. Die werk van die Here is nie genoegsaam nie. Met die wet van Moses natuurlik bedoel hulle al die wette wat bepaal het, wat jy mag eet, wat jy mag aantrek, wat jy mag sê, hoe jy dit moet sê, hoe jy offers moet bring, al daai wette. Hoe die Jode daagliks moes lewe. So nou is daar hierdie warm, indringende, lang gesprek. En ek kan myself net indink, as Petrus en Paulus in dieselfde gesprek is, dan moes dit omtrent soos die pot se nodig geklink het. Sterk opinies. So argument word teen argument gegee. Kennis word teen kennis ingespan. En dan staan Petrus op. En hy help weer fokus. Petrus getuig dan van dinge wat die Heilige Gees reeds bevestig het, selfs toe hy onder die heidene gewerk het. Hy sê, God het nie 'n onderskeid gemaak tussen Jood en Griek nie, maar hy het dieselfde Heilige Gees op dieselfde manier aan al twee hierdie groepe gegee. Hulle is een daar. En dan maak hy 'n baie sterk uitspraak. God het hulle harte deur geloof gereinig. Die bedoeling hier, as jy mooi lees in die Grieks, beteken, God het hulle harte en ons harte deur geloof gereinig. As nie nog was nodig nie. Hy het dit klaar gereinig. So wat Petrus in kort sê, is dat 'n man se eie bloed nie meer nodig is vir sy reinheid nie, om skoon voor die Here te kan wees nie. Geloof in Christus Jesus alleen, dis wat nodig is. Gered deur genade alleen. Ons soos hulle. Dis waarvan hy getuig. Hier's nie 'n ander onderskeid nie. So om nou 'n gebruik op hierdie Griekse gelowiges te gaan afdwing, is nie net om hulle te boei, hulle te bind aan ou Joodse kulturele gebruike wat die Here in daai kultuur ingesit het nie, maar is om God se geduld op die proef te stel. Hy het hulle kom red met dit waarna die besnydenis gewys het. Sy eie bloed. Dis om blind te wees vir wat God reeds deur die Heilige Gees in die lewens van hierdie mense kom doen het. Hulle dra klaar die teken van die vrug van die Gees, sonder dat hulle besny is. En dit is tog die bewys dat iemand gered is. Die vrug van die Gees leef in hulle. Dis tasbaar. En dan gebeur daar 'n ding wat omtrent nooit by kerklike vergaderings gebeur nie. Hulle bly stil. Daar is stilte. Ek wonder dan soms, so met die tong in die kies, as Openbaring praat van 'n halfuur stilte, of daar predikante en ouderlinge gaan wees. Sal ons vir 'n halfuur kan stil bly?
Daar is stilte. Daar gebeur 'n tweede baie belangrike ding wanneer ons verskille en moeilike sake met mekaar moet hanteer, en dit is luister. Daar staan en hulle het geluister wat Paulus en Barnabas sê. So Barnabas en Paulus vertel weer en in diepte van die groot dinge wat God gedoen het. Oor die tekens en die wonders, en hierdie tekens en wonders was bewys daarvan dat die Heilige Gees reeds werk. Reeds die bekering van hierdie mense bevestig met sy teenwoordigheid. Geliefdes, hoeveel waarde heg ek en jy en ons as gemeente en gemeentes nog aan die bevestiging wat die Heilige Gees in die praktyk gee? Hoeveel sake debatteer die vergaderings van meer kerke al vir jare en jare en jare, ons kom nie by 'n duidelike antwoord uit die skrif waarmee ons mekaar oortuig. Dit is die enigste waarheid. Is dit dalk omdat daar so baie kennis teen kennis en argument teen argument ingespan word en ons te min luister? Hoe baie tyd spandeer ons nog aan getuienis oor die groot dinge wat God in en om ons doen? Ons kan maar net by ons as gemeente begin. Hoeveel tyd spandeer ons om by mekaar te hoor, wat doen die Here in jou lewe? Hoef nie deur die kerkraad gefasiliteer te word nie. Jy kan ons maar vertel. Hoeveel tyd spandeer ons daaraan? Hierin lê 'n baie groot verantwoordelikheid van die plaaslike gemeente. Ek en jy, ons as gemeente, moet getuig van dit wat die Heilige Gees onder ons doen. En dan mag ons die verwagting hê dat wanneer ons saam met meer gemeentes bymekaar kom om moeilike sake te bespreek en dit wat ons eenheid raak, dat daar sterk gefokus sal word op die verlange wat ons het. Hoor wat die Here by ons gedoen, hoor waarmee hy besig en hoor waarmee sukkel ons. Help ons daarmee. Die bevestiging van die werk van die Heilige Gees. Nou kan mens sê, joh, dit is al baie los. Nee, broers en susters, dit is juis ordelik. Want die bevestiging van die Heilige Gees kan Bybels getoets word. Die Here het ons nie gelos om te wonder daaroor nie. Jy kan saam met my kyk, Galasiërs 5 vers 22. Dit gee vir ons hierdie toets. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Hoekom? Want dit is net die Here wat dit kan gee. Hierdie is so teen my eie wil en teen my eie gees wat jy kan kry. Soos dit by mense gebeur, is dit duidelik dat die Heilige Gees daar werk, nie? Dit is toetsbaar. Terug by ons teks, kom daar nog 'n bevestiging van die Heilige Gees. Want dit wat in die praktyk gebeur, kan mens altyd terugneem skrif toe. Dit is toetsbaar in die woord van die Here. Dis presies wat Jakobus hier doen. Jakobus, onthou, die broer van Jesus, nou waarskynlik die hoofleier, die predikant van die kerk in Jerusalem. Dis wat hy doen. Hy is deur Barnabas en Petrus se getuienis oortuig en die Heilige Gees het dit bevestig met wat in die Bybel staan. So as jy daar in vers 14 kyk, dan maak Jakobus hier 'n uitspraak en baie kenners is van mening, dis een van die belangrikste bewegings in die Nuwe Testament, tekste in die Nuwe Testament vir jou en vir my. Hier staan in vers 14, dis nie mense nie, maar God self wat vir hom 'n volk uit die heidene nasies vir sy naam gevat het. Hoor mooi, dit is God self wat vir hom mense gevat het vir sy naam. Dis 'n ingrypende uitspraak. Hoekom? Want die volk van Israel, hierdie Jode, was dan voorheen afgesonder. Hulle was die volk van God onder sy naam. Sy eiendom. So wat Jakobus hier sê is, dat God nou ook hierdie mense uit die heidendom
deel van die ware Israel maak, die nuwe volk wat hy bymekaar maak. Wat sê hy? Hy sê, hulle hoef nie soos ons te word nie. Hulle is reeds soos ons. Hulle is wie die Here hulle gemaak het. Hulle is kinders van God. Nie vir so ons te lyk en te doen nie. En hy bevestig dit dan met 'n aanhaling uit die profeet Amos. Amos het geprofeteer dat God die vervalle huis van Dawid weer sal herstel, weer sal oprig. En hierdie profesie is vervul in die koms van die Here Jesus en veral in sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart. En toe hy sê, gaan nou, gaan maak die mense my disippels, gaan leer hulle. Volgens Amos se profesie was die rede vir hierdie herstel sodat al die ander mense die Here kan soek. Watter mense? Mense wat nie Jode was nie, mense wat nie deel van Israel was nie. Ja, die heidene. En hierdie woorde moet jou en my aan die hart druk. Wat ek geroep het om my eiendom te wees. Broers en susters, verstaan jy wat sê Amos as hy hier profeteer? Wat sê hy vir jou en vir my? Hy profeteer hier oor jou en my. Ek en jy is die heidene wat die Here onder sy naam vergader. Ons is nie Jode nie. Hierdie is die wonderwerk waarvan geprofeteer is. Die woord van die Here en die dinge wat die Gees in die praktyk van die plaaslike gemeente bevestig, behoort swaar te weeg wanneer die gemeente en gemeentes vergader. Dis juist waarby Jakobus uitkom, as hy nou 'n mening lig en 'n voorstel maak vir die pad vorentoe. Dit beteken nie, dit is die enigste waarheid en dit gaan so bly nie. Om die waarheid te sê, 'n paar jaar hierna skryf Paulus, dat van hierdie gebruike ook nou nie meer geld nie. Afgod bestaan nie, so jy kan die vleis eet. Moet net nie aanstoot gee. Van die wet weg. So, ook daar en daar skuif gekom. Nie weg van die beginsel af nie, maar in die praktyk. So Jakobus maak 'n voorstel. Ons optrede teenoor mekaar moet getuig van die vrug van die Gees. Wees mekaar ter wille. Kom ons maak dit nie vir die mense moeilik nie. Kom ons lê nie onnodige las op hulle nie. Deur die genade van die Here Jesus Christus alleen is ons gered. Die besnydenis is nie meer nodig nie. Sy bloed is genoeg. Die Here Jesus dra klaar die teken van die kruis aan sy lyf. So wat vra hulle? Sommige baie prakties. Daar word wel gevra dat die Griekse gelowiges hulle Joodse broers en susters ter wille sal wees. Hier kom die versoek vir eenheid. Ons verskil van mekaar, maar sal julle dan asseblief nie afgodsoffers eet? Sal julle nie verwrigte diere eet en die bloed nie? Dis afskuwelik. Ons is nog nie daar nie. Dit kom uit ons tradisie wat die Here daai tyd vir ons gesê het. Ons as volk moet leef. Daar is nog 'n klompie ander gebruike ook wat hulle vra. So hulle vra, ons gaan hierdie laat gaan, sal julle ook 'n bietjie terugbuig? So kan julle help om die eenheid en die verhoudinge onder gemeentes te versterk. Na hierdie vergadering word dan hierdie mooi brief geskryf en aan Antiochië gestuur. Maar daar gaan mense saam, daar gaan 'n persoonlike besoek saam. Die bedoeling hiervan is, hier word nie koue ordereëlings op julle afgedwing daar van Jerusalem af, waar die hoof van die kerk sit. Nee, ons kom om julle te bemoedig met dit wat die Here hier onder julle doen. Kom vertel ons wat die Here onder ons doen, as getuienis.
En dan hoor ons die reaksie van die gelowiges daar in Antiochie. Die Heilige Gees bevestig, hulle is bly. Hulle is bemoedig, nie te neergedruk, voel nie vasgebind nie. Ja, ons sal hierdie graag doen ter wille van ons eenheid. So wat leer ek en jy oor hoe ons verskillende tussen gelowiges, eintlik maar sommer net altyd tussen mense, nie tussen gelowiges en tussen gemeentes en tussen kerkverbande moet hanteer. Hierdie pad lê vir ons voor, die Here maak wonderlike paaie oop vir ons gesprekke, onder andere met die NG Kerk. My werk as deputaat hier in Namibië is om gesprekke op te soek met die susterkerke, met die Baptiste Kerk, met die AP Kerk, noem maar op, te kyk waar lê ons eenheid, waar kan ons saamwerk. Dis baie meer as wat op die oomblik byvoorbeeld in Suid-Afrika gebeur. Ons het geleentheid. So wat leer ons dus hiervoor? Die heel eerste ding, getuig oor die dinge wat God doen hier, waar hy jou gebruik, hier. Ons wag nie vir iets wat daar gebeur. Die Here werk hier. Ons moet dus as individue en gemeente weet, wat is ons identiteit in Christus? Wat is die boodskap waarmee ons saam met ander gemeentes vergader, saam met ander kerke? Getuig. Die tweede een is luister. Luister dan wanneer ander getuig oor die dinge wat die Gees bevestig. Jakobus, nadat hy nou mooi geluister het, onthou dit as hy sy brief skryf, die brief van Jakobus. Dan hoor ons hierdie in vers 19, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word nie. Gewillig om te luister. Wag bietjie voor jy praat. En natuurlik die derde, net so belangrik, omdat dit nie 'n oop en vry saak sonder grense is nie, die Here hou vir ons tog ook grense, en dit ook in die kerk. Toets dan of hierdie dinge getuig van die vrug van die Gees, soos dit in die woord van God vervat is. So kan ons ook sê, en soos dit beskryf is in ons belydenisskrifte, en soos wat ons die orde onder mekaar probeer reël in die kerkorde, in daai volgorde. Onthou altyd die kerkorde se gesag is afgeleide gesag. Is nie direkte gesag. Is afgelei sodat ons mooi met mekaar kan werk. Maar so behoort die werking van die Gees 'n baie belangrike rol in ons hantering van moeilike sake te speel. Veral wanneer dit gaan oor dalk gebruike en verskille en ordes. Wanneer gebruike en ordes poog om juis hierdie fokus te bring, 'n fokus op die werk van die Gees, dan slaag die orde in sy werk. Anders word dit 'n wet. En ons het nie 'n kerkwet nie. Ons het 'n kerkorde wat moet terugwys na die werk van die Gees. Broers en susters, so my vraag vir jou is, sal jy hierdie fokus in jou lewe hou? Dit begin nie by die sinode nie. Dit begin hier, by die gelowige en plaaslike gemeente. Sal jy ook die voorgangers, die diens van ouderlinge, die diens van diaken, die diens van predikant, van hierdie gemeente help om hierop te bly fokus? Want dis wie ons wil wees, dis hoe ons as kerkraad ook in ons gemeente wil dien. Op hierdie manier wil ons ook saam met ander gemeentes werk. Op hierdie manier kan ons sake afhandel wat hier plaaslik hoort. Dan bly iets soos 'n sinode presies wat dit is, wat die bedoeling daarvan was, soos ons hier in die Bybel kry. 'n Vergadering van meer gemeentes, meer gelowiges wat saam dink oor moeilike sake. Die sinode word dan nie 'n big brother wat alles met rubber stempel, asof ons nie self ook besluite kan neem en deur die Gees gelei word. Dit is 'n bevestiging van wat die Gees doen. Mag ons nooit ophou getuig oor die groot dinge wat God gedoen het en steeds onder ons doen nie.
Dis ons werk. Mag ons harte en ons ore en ons oë oop wees vir hoe die Heilige Gees sy bedoeling en sy wil hier onder ons ook bevestig. Dan het ons 'n helder getuienis wanneer daar meer gemeentes met mekaar kom, wanneer ons met ander kerkverbande gesels. En hier baie persoonlik, broer en suster, en kinders, mag jou hart jubel, omdat God mense in die heiligdom, ek en jy gevat het vir sy naam. Dis die deurslag hier. Ons verdien niks daarvan nie. Hy het besluit. Hy vat vir jou en my onder sy naam. Jubel daaroor. So kom ons lewe die vrug van die Gees, want ek en jy is soos 'n brandende stomp wat uit die vuur uitgeruk is. En hieroor moet ons in die wêreld getuig. Ons grootste opdrag, bly getuig. Maak disippels. Amen. Liefdes, ons het nou geleentheid vir ons lief en leed. As jy 'n besoeker hier by ons is, die diakens gaan nou en hulle helpers, hier's baie helpers ook, gaan nou kollekte opneem en hierdie kollekte gebruik ons om binne die gemeente te versorg. En ons het heelwat mense vir wie ons moet bydra en help in hulle omstandighede. Ons vra asseblief voorbiding vir oom Oos en tannie Sannie. Oom Oos sukkel nog na die operasie om te herstel. Kom ons bid asseblief vir sy gemoed ook. Hy beleef maar nog steeds baie ongemak en pyn. Marlie Forrie, ons bid vir haar en haar ouers, ook vir Wilmar. Haar pa is in die week in die hospitaal opgeneem. Hy het 'n virus opgetel en hy moet moontlike dialyse kry. Hy is baie neer mekaar op die oomblik. So kom ons bid ook vir hulle en dan het ons gehoor Jaco en daarna Botha sukkel op maar, julle weet Jaco het 'n hartprobleem en lyk my sy medikasie meng in met sy niere en daarmee natuurlik ook met die hartse werking. Nou daarna voel ook nie lekker nie. Hy het in die vakansie het hy 'n groot epileptiese aanval weer gehad. So kom ons dink aan hierdie twee boeties wat mekaar ook so mooi oppas. Die Silje gesin, ons dink aan julle en die familie. Met julle susters is siek. Baie sterkte ook daarmee, ons bly vir julle voorbereiding doen. Susan, ons dink aan jou en jou gesondheid ook met die medikasie, al die goeders wat ook maar die mekaar uitwerk, sterkte daarmee. Joh, julle in die wêreld is die mekaar, nee. As jy nou 'n bietjie die nuus dophou, dit voel en dit lyk of ek dink nou aan 'n grappie wat die ouens oor Hitler vertel het, dis tyd, ek gesê nee, he wants peace. He wants a little piece of Austria and he wants a little piece, en dit lyk vir my die wêreld ook, ons soek almal stukke van mekaar se grond op die oomblik. Net van Namibië uitlos sal dit goed wees, maar dit krap in die wêreldpolitiek, maak mense die mekaar en dit gee geleentheid vir die kerk se stem. So kom ons vergeet dit nie daar waar jy is en kan praat, onthou dat ons hier oor die Here sal praat. Vloede en brande, aan die een kant spoel Suid-Afrika weg en aan die ander kant brand hulle. Mossel Bay, my eie ouers bly in Jeffreys Bay en daai brande het vir hulle net gemis. Groot verwoesting, veral wild en diere wat baie skade gekry het. So kom ons dink en dan ook die vloede hier in Limpopo. Skole, ons het 2 matrieks, die twee Stefans. Nee, is nie nog iemand wat 'n matriek nou is nie, behalwe iemand wat dalk, jy het nie 'n graad geskiet nie, Andrea, nog nie goed. Dan het ons 2 matrieks hier daar, so sterkte vir die 2 Stefans, maar so al die ouers net, die wat begin het, dis 'n klomp kleintjies wat eerste keer skool toe is, en dan sê jy, ek dink ons het 3 wat nou hierdie jaar hoërskool toe is, hulle is almal op kampe, so sterkte ook vir al die ouers met hierdie nuwe dinge wat gebeur, en dan, sommer net in die algemeen, kom ons bid vir ons onderwysers. Hoeveel van ons onderwysers is hier? Danie, jy is ook een. Ek gaan vra, sal jy asseblief opstaan? Ag, asseblief, doen dit vir my. Ek wil in die besonder, ons is trots op julle.
Ons wil in die besonder vir julle hierso, nog onderwyser asseblief, ons wil graag vir julle sien, ag asseblief. As jy klaar gestaan het, is goed, en jy sien die wil nie, is dit fyn. Julle is vir ons kosbaar. Ons weet die druk is hoog. Ons weet die skole verwag verskriklik baie. Maar julle werk met ons kinders en met die stadse kinders. Baie, baie sterkte. So ek gaan vra, ons het dit nie afgespreek nie, ek wil hê ons moet vir julle die seënbede sing. So terwyl julle so sit, kom ons sing vir die onderwysers die seënbede. Laat hier die seën opdaag, u guns uit Sion al bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor al gebied. Dit is sommer vir die kinders en ouers ook, hoor. Sterkte vir die jaar. Dan Jan, is jou arms los, hou jy iets vas. Ek wil hê jy moet vir die kinders hulle goed kom gee asseblief. Ons het 'n klompie kinders wat verjaar, so ek gaan so lank vorentoe roep. Jan is aan diens ouderlik, so ek wil hy moet uitdeel. RG Klaasen, Mia Malan, Zoan de Tooi, Anay Harmse, Danica Harmse, Tian het ek nie gesien nie. Kom nog 3 helpers. En dan Matthew, jy het ook in die vakansie verjaar. Ek sal nou net jou sjokolade vir jou met 'n soen gee. Kyk. Ek sê altyd vir die hoërskool, hulle hoef nie vir ons te kom. Kom, kry hierso. Hy geniet 'n rukkie, hy gaan nou opgerol. Geluk so. Wat sê? Aha, ek weet nie. Dat sê. Karin Barenbos verjaar ook die week, né? Dinsdag. So, hulle is sommer nou nie gesin op. Nie vergeet die pa. Vroeg opstaan. Baie geluk nie vir jou vergeet. Goed. Ek gaan vir ons gemeentegebed doen en dan gaan ek vra dat ons onze Vader sing en dat ons dan staan en dit saam met mekaar sing as ons gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, partykeer wonder ons, waarmee is ons besig? Want U het ons in hierdie tyd geroep. En ons worstel te baie keer, hoe moet ons gehoorsaam wees in die woord? En wat is die balans met die tyd waarin U ons geroep het, die goed wat in die wêreld gebeur? Dankie tog dat U woorde sterk is, dat dit standvastig is, dat ons nooit daarvan hoef af te wyk. Dankie dat U genoegsaam gawes gee, helderheid, sodat ons wel U eer kan soek. En waar ons sukkel, waar ons verskil, wil ons voor U bely, dit is ons sondigheid, dit is nie omdat U onduidelik is. Wil U ons hierin as gemeente lei, en as gemeentes, hier in Namibië, gemeentes van die GKSA, gemeentes van verskillende kerkverbande, wanneer ons ook saamwerk. Mag ons getuienis sterk is, die woorde wat U ons in die hart gee, mag dit wees wat ons oortuig van mekaar, en dat ons weer in die woord kan gaan soek en dit toets, dat U dit bevestig. Ons dra ons gemeente aan U op, elke een, ook die vir wie ons nou genoem het, ook wat siek is, oom Oos, Marlie se pa, Dana en Jacob. Ons dink aan Johannes se suster, ons dink aan Susanne. Ja, so baie, wat ons nie eens weet dat hulle siek is nie. Ons dra hulle nie op. Ons onderwysers, dankie dat die vanuit ons gemeente so 'n sterk roeping kan gaan na verskillende skole waar ons onderwysers werk. Dankie vir hulle geduld.
ook met ons kinders en met ons. Ons bid vir die studente wat moet gaan verhoor, wat nou moet 'n pad oopkap vir die toekoms, nuwe planne, nuwe dinge wat gebeur. Dink aan Annemie wat in hierdie jaar ook haar pad moet oopstoei. Nuwe geleenthede. Wil U hulle lei, Here, deur U genade. En in dit alles mag ons met mekaar praat en mag ons mekaar vertel van die groot dinge wat God doen en hoe die Heilige Gees in ons werk deur woord en waarheid. Aan U die dank van ons harte. Amen. Geliefdes, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom.